Welkom by Hand op die Puls. Ware mense, ware stories, ware hoop. Ek is Renée Roux. En ek is Gerard Pretorius. Hier kan jy uitsien na nuus uit Solidariteit Helpende Hand, asook hoe gewone mense 'n buitengewone verskil maak in hulle gemeenskap. Ons blik nou eers terug na die maand van Julie en wat gebeur het in die maand. Ons kyk na stories van vrywilligers, ons kyk na gemeenskappe en boodskappe van hoop. Ons gesels ook met Margolay Riekert, hoof van projekte by Solidariteit Helpende Hand, maar nou eers nuus uit ons takke en streke. So Solidariteit Helpende Hand het die afgelope ruk hulle voetspoor verbreed en ons het 'n vrywilligersmaand gehad. En ons het natuurlik gekom en ons het in daardie een maand wat ons vrywilligersveldtog gehad het ons meer as 100 persone wat aangesluit het by Solidariteit Helpende Hand as 'n vrywilliger. Ongelooflik as mens daaraan dink, mense wil betrokke raak in die gemeenskap, mense wil help. So, as mens net vinnig bietjie gaan kyk, ons kyk na 1900 vrywilligers, wat in 230 takke reg oor ons land is, wat Helpende Hand ondersteun, wat 'n lid wil wees van 'n gemeenskap en 'n bydrae maak en 'n verskil maak. Ek dink aan Tannie Dot. Sy is 90 jaar oud. Sy is nog steeds 'n vrywilliger. Sy wil nog steeds help. Sy wil nog steeds 'n lid wees van Helpende Hand en haar gemeenskap dien. Dink aan Tannie Rita wat op haar eysterperd met 'n eystervys die tak regeer en dit is van die tak by Kleinfontein. Ons het soveel stories van hoop wat ons het in Helpende Hand en hoe mense wil 'n verskil maak. Hulle is bouers, hulle is gemeenskapsbouers en hulle is toekomsbouers. Nou ons het nou net gesels oor vrywilligers en kos. Ons kostak, nou vir mense vra wat is ons kostak? Dis Klerksdorp, Orkney, Stilfontein en Hartbeesfontein. Dis ons kostak. Hulle het in hierdie maand, in Julie, het hulle 'n nuwe tak gestig. Dit wys jou nog vrywilligers, nog mense wat betrokke wil raak. So die stigting van so 'n tak is ongelooflik belangrik om jou gemeenskap te mobiliseer, jou gemeenskap te dien. Daar is wel maatskaplike kwessies wat gebeur op die einde van die dag en dit is juist hoekom ons takke het. Mense wil 'n lewenslange bydrae maak en dit is waar jy dit kan doen. En dit is juist by Helpende Hand. So ons wil net sê baie geluk aan die kostak en ook baie sterkte met die projekte wat julle gaan aanpak. Hulle is al reeds besig met beplanning vir 'n klomp projekte wat hulle in daardie gemeenskap wil doen. So baie sterkte vir al die vrywilligers wat daarso betrokke is. Aan die einde van Junie het ons ook gekyk, daar was Vadersdag natuurlik gewees en Vadersdag is 'n baie belangrike ding. Daar's vaders daar buite, daar's 'n vader kyk na 'n kind, kyk na die onderrig en opvoeding van 'n kind en is belangrik dat ons bietjie na ons paas ook kyk en na ons oupas toe. Nou ons Vanderbijl tak het by ons Gryse Jeugtehuis het hulle bietjie gaan kuier vir Vadersdag. Dit was 'n bitterkoue dag gewees. En wat het hulle toe besluit om te doen? Hulle het serpe, hulle het missies, hulle het komberse gebrei vir die oupas daar buite en hulle het sommer dadelik ingespring en die oupas het dit sommer dadelik aangetrek en daar was glimlagte op almal se gesigte. Het is wonderlik om daaraan te dink dat mense weer teruggee aan 'n gemeenskap en ook terugkyk na ons bejaarde persone. Ons het fokusgroepe by Helpende Hand en ons fokusgroepe is ook deel daarvan is bejaardes. En ons moet bietjie ook na ons bejaardes gaan kyk. Dis tyd wat vrywilligers ingesit het om saam met 'n oom te gaan sit en kuier en weer daai oom se stories te hoor. Ek dink dis die belangrike ding. Hulle het soveel stories wat hulle kan vertel. En ek dink ons moet saam met die ou ooms gaan sit en kuier, saam met die ou tannies gaan sit en kuier. Dis 'n wonderlike ding om hulle stories te kan hoor, want ons leer ook van hulle af. Nou, ons het ons Help Hetta projek, maar dis die gemeenskappe en sakelei binne in gemeenskappe wat dikwels die groot verskil maak. En in Julie maand was dit geen uitsondering gewees nie. Ons kyk na ons Help Hetta projek en daar was sakelei het ingetree en Golden Triangle Chamber of Commerce wil ons verskriklik dankie vir sê. Hulle 2000 pakkies sanitêre ware vir ons geskenk vir ons Help Hetta projek en dit gaan spesifiek gaan vir skole en spesifiek meisies in skole in Meyerton, in Vereniging, in Vanderbijl Park, gaan ons in daardie gemeenskappe waar daar behoefte is aan dames wat moet skool toe gaan en dikwels 'n dag mis of 2 dae mis van skool as gevolg
van fisiologiese redes. En dit is hoekom ons 'n Helpeta projek het, want ons wil die dames in die skool hê, ons wil hê hulle moet leer en ons wil ook hulle waardigheid aan hulle teruggee. So Golden Triangle Chamber of Commerce, julle het 'n verskil gemaak. Ons Helpeta projek is die 3.500, 3.600 dogters wat ons elke liewe kwartaal help. En weet net, hierdie skenking gaan nog verder gaan, sodat ons nog dames kan help en die behoefte daar buite kan deursien. Kyk nou, ons is nou 'n bietjie bo in Gauteng gewees, maar ek dink ons moet 'n bietjie onder in die Kaap gaan kuier, en meer spesifiek in ons Wes-Kaap streek, ons Mosselbaai tak, het bietjie pyjamas aangetrek in die oggend, mense sal dink jy doen dit in die aand, maar in die oggend pyjamas aangetrek, en 'n pyjama run gedoen, soos wat hulle dit noem. Dit is gedoen in samewerking met Parkrun Suid-Afrika en dan Salt and Copper. Het hulle so 'n bietjie daar gaan draf, bietjie gaan hardloop, en hulle het ook gedoen ten bate van 'n goeie doel. Hierdie spesifieke projek het al die skenkings wat ingekom het na die projek, is Solidariteit Helpende Hand, die begunstigde van. So ons wil net baie dankie sê vir almal. Hulle het pyjamas geskenk, hulle het klere geskenk, en dis 'n wonderlike daad en 'n gebaar, en ook my hoed afhaal vir ons streek daar in die Wes-Kaap. Somme 5 van hulle het ook ingespring en self die 5 kilometer gaan hardloop, sowel gedaan aan ons 5 lede, daarso uit ons Wes-Kaap streek uit, en ook baie dankie aan elke liewe persoon wat deelgeneem het en 'n verskil gemaak het en Helpende Hand ondersteun het. In 2015 het Helpende Hand met 'n baie ambisieuse projek begin, en hierdie projek se naam is Help Jag. Nou in daardie tyd van 2015 tot op hede, dis al 280 ton vleis wat ons bymekaar kon maak, waar ons elke liewe dag deur ons kosblikkie projek elke liewe dag 8500 kinders kan kos gee. Ons werk saam met skole. Natuurlik, en dit is baie belangrik, want ons wil 'n kind by 'n skool hê, en vir 70-80% van hierdie kinders wat begunstigd is van hierdie projek, is dit die enigste bord kos wat hulle 'n dag kry. So Help Jag is 'n bitterbelangrike projek wat van stapel gestuur is. Ons kyk na 130 skole wat ons mee saamwerk op die einde van die dag. Ons 50 slaghuise wat ook deel is van die projek, maar jy hoef nie net deel van daai 50 slaghuise, en as jy enige geregistreerde slaghuis is, kan jy dit soontoe vat, kan jy jou wildsvleis soontoe vat. So daar's nog 'n maand van die seisoen oor, van die jagseisoen af. Ons het reeds 17,75 ton net in hierdie jagseisoen wat ons kon bymekaar maak op die einde van die dag. So ons moedig die jagters aan, as daar so ietsie ekstra bokkie het wat jy dalk dit in jou beursie kan sien, skiet daai ekstra bokkie wat jy weet jy gaan 'n kind se lewe verander, en jy gaan 'n hongermaagie gaan jy kos gee. En dan kom ons nou weer terug na die noorde van die land toe, en ons kom na ons Witbank en Middelburg tak in Mpumalanga. Ons het 'n sakeontbyt gehad, en hierdie sakeontbyt was saam met ons uitvoerende hoof, Hannes Neet, en dan natuurlik ook die bekende ekonoom, amper sê ons glad nie berig nie, maar bekend Dawie Rood, en hy het bietjie insigte, het ons daarby is sakeontbyt gegee, ons gemeenskapsleiers, kerkleiers, sakeleiers, wat daar was, en dit is baie belangrik en insigte gewees, en Dawie het spesifiek in sy hoofaanbieding, het hy gekyk na die wêreldekonomie en Suid-Afrika se ekonomie. En hy sê daar is rede tot kommer, maar daar's ook rede tot hoop. En hy sê daardie hoop lê by die jong mense. Jong mense moet aangemoedig word om in die werksmag in te kom en vaardighede te ontwikkel. Dis baie belangrik. Hannes Neet het bietjie gepraat, en ons moet herbesin oor hoe ons armoede aanspreek. En hoe ons net bloot in een rigting beweeg, maar ons moet kyk na volhoubaarheid. Volhoubaarheid om armoede aan te spreek. Ons sit by Helpende Hand, het ons 'n studietrust, waar jy rentevrye studielenings kan kry, en dit is een manier hoe jy die armoede sirkel kan verbreek, want jy gee vir 'n persoon onderrig, jy gee vir 'n persoon 'n geleentheid om te gaan studeer, en hulle kan weer byvoorbeeld in ons gemeenskap 'n verskil maak op die einde van die dag. Daar spesifiek erkenning gee aan Zita Goldswyn van Witbank News en dan Radio Kragbron, as ook predikante, sakeleiers, entrepreneurs en alle gaste wat daardie dag bygewoon het. So ons sê vir almal baie dankie vir die ondersteuning wat julle vir Helpende Hand gee. So elke liewe ondersteuner, elke liewe persoon wat hulle tyd gee, wat hulle beursies oopmaak, weet jy maak 'n verskil. Maak 'n enorme groot verskil om armoede volhoubaar, soos wat Hannes vir ons sê, volhoubaar die antwoord te kan kry, om armoede verligting daar te stel.
Ek gesels vandag met Margolay Riekert, hoof van projekte by Solidariteit Helpende Hand, en ons gesels oor die unieke waardeaanbod wat praktiese projekte is, waarby die gemeenskap betrokke kan raak. Dankie dat jy by ons kuier, Margolay. Dankie Renée, dis my baie groot voorreg. Ek wil graag by jou hoor, wat behels hierdie unieke waardeaanbod van projekte waarby die gemeenskap betrokke kan raak? Sjoe Renée, ja, praktiese projekte is een van Helpende Hand se waardeaanbiedinge en dit is regtig een van Helpende Hand se sterk waardes is om te kan gee. En met praktiese projekte skep ons juis hierdie geleentheid vir mense om deel te wees van 'n oplossing, nie net toe te kyk nie, maar ook deel te wees. Ons skep projekte soos 'n kosblikkie projek, soos 'n helpjag, boesemvriendinne, waar mense nie noodwendig net finansiëel kan bydra nie, maar ook prakties kan bydra deur hulle tyd, deur hulle vaardighede. Ek dink dit is wat vir ons verskriklik belangrik is mense moet deel wees van hierdie oplossing. Hulle moet fisies kan bydra. Daar's dan net niks so lekkers is om te weet dat jy 'n gawe wat die Here vir jou gegee het kan gebruik om iemand anders se lewe makliker te maak nie. En natuurlik fokus hierdie praktiese projekte dan op ons kwesbare groepe, wat kinders, gesinne, bejaardes, mense met gestremdhede, ons fokus daarop. En ja, ons wil nie altyd net armoede of jy weet verligting bring nie, maar ons weet ook dat daar mense is wat net 'n hupstoot in die lewe nodig het net 'n brug, om weer vooruit te kom en weer aan te gaan. En dit is waar praktiese projekte inkom. Margolay, jy en jou span werk nou al, ek bedoel jy self is nou al 14 jaar, hoe lank jy wel Helpende Hand? Nee, daarom nog nie 14 jaar nie, maar dit is al 11 jaar. Dis al oor 'n dekade, nê? Al so lank betrokke by hierdie projekte. Wat beteken hierdie projekte vir jou en jou span? Ek dink nogal projekte, ek dink ons liefdestaal diensbaarheid is die kern van ons projektespan. Dit is so lekker om diensbaar te kan wees, om te kan sien wat 'n verskil projekte daar buite maak. Ek dink terug byvoorbeeld aan 'n projek soos Helpjag, waar jy eintlik ietsie gaan doen wat lekker is om te jag, maar op die ou ende het dit so 'n groot impak op die kind wat daai bord kos voor hom het aan die einde van die dag, en daai kind gaan 10-1 nooit weet wie dit geskenk het, wie die vleis verwerk het. Hulle gaan nooit weet nie, maar dit is nie waarom ons dit doen nie. Ons doen dit nie vir erkenning nie. Ons doen dit omdat ons weet dit maak regtig 'n groot impak en 'n groot verskil. En soos jy nou te reg gesê het, dit bou net daai bruggie vir 'n kind wat dalk voel hy het nie 'n toekoms nie, om op die einde weer sy voete te vind. Ja, daai diensbaarheid en dan ook die waardigheid in die projekte, né? Natuurlik. Die projekte wat jy aanpak het baie waardigheid ook op die einde van die dag vir byvoorbeeld 'n projek soos Helpetta, waar daai waardigheid behou moet bly met sanitêre ware. Ek weet julle, dit is 3500 meisies wat ons tans help, met die Helpetta projek. Die kinders wat 3500, ja, die kinders wat gevoed word, ons praat van amper 8500 kinders wat daagliks gevoed word met die kosblikkie projek, waar ons finansiële hulp bied, en dan met Helpjag, waar ons 'n bietjie vleis by dit kan sit. En dan praat ons van 'n projek soos Boesemvriendinne. Ek bedoel, hoeveel terugvoer kry ons van dames wat borskanker gehad het, wat regtig, ek bedoel, jy kan vir jouself dink, hulle selfbeeld, hulle selfwaarde, en dit gee hulle net weer 'n hupstoot, daai selfwaarde, daai selfbeeld van hulle. En dan het jy genoem, julle fokusgroep of ons fokusgroep is dan natuurlik die kinders ook, en ons het nog gepraat oor die voedingsskemas, maar die Tassie projek is ook die 2500 tassies, né? 2000 tassies, ja, ek dink dit is ek sonder geen projek uit nie, maar ek onthou, dit is juist as gevolg van die Tassie projek, dat ek by Helpende Hand betrokke geraak het, seker omdat ek onderwyseres was, en weet hoe ongelooflik belangrik dit is, om vir daai kinders, wat nie op 'n gelyke voet met ander kinders die skooljaar kan begin nie, om vir hulle hoop te kan bied. En dit doen ons dan met 2000 tassies, wat ons vir 2000 kindertjies aan die begin van elke jaar, of poog om aan die begin van elke jaar vir hulle 'n tassie vol skryfbehoeftes te gee wat hulle nodig het, net om hulle graad 1 jaar af te skop. So hierdie projekte lê regtig vir jou en jou span diep naby aan die hart, en vir my ook, ek is lief vir elke projek. Ek wil graag by jou hoor, as die gemeenskap betrokke wil raak, hoe klim hulle in en vat ons hande?
Jawel, hulle kan natuurlik ons webwerf gaan besoek of op ons sosiale media bladsye gaan kyk. Daar's 'n verskeidenheid van projekte. Ons het so 7 nasionale projekte en dan praat ek nie eers van die projekte wat die streke en die takke op grondvlak ook uitvoer nie. Maar ja, hulle kan kyk waar hulle betrokke kan raak. Soos ek nou gesê het, jou tyd, jou netwerke, jou vaardighede. Daar's soveel verskeie maniere om betrokke te raak by hierdie projekte. Margolay, ek weet jy kan nou nie regtig kies nie, maar as jy nou moet 'n paar hoogtepunte uitnoem, ek weet ek mag nou nie gunstelinge hê nie, maar wat is vir jou die hoogtepunte wat die laaste maand of kwartaal uitgestaan het? Sure, ja, dit is vir my baie moeilik. Ek kan vir jou sê dat 'n hoogtepunt vir my was regtig die jagtog waar die Helpende Hand span self ook daad by woord gevoeg het en self in die jagveld ingestap het en gaan jag het. Ons het seker omtrent 2,5 ton vleis teruggebring. So. Dit is vir my fantasties geweest. Dan natuurlik ook as ek nou dink aan die jaar, die 2000 tassies wat ons vir daai kindertjies kon neersit, dit is vir my verseker 'n hoogtepunt. En dan alles waarby ons betrokke is, om bewusmaking te skep, soos golfdae wat ons bywoon. Vir my is dit die lekkerste, want daar kan mens sien hoe die mense belangstel. En baie kere weet mense nie waar om betrokke te raak of hoe om te help nie. En dit is wat so lekker is met hierdie bewusmakingsgeleenthede. Aktiveer ons hulle en wys vir hulle waar hulle kan betrokke raak. Daar het nou onlangs met Marula Media was die Brugfonds en die Bemagtige Kind projek. Hoe skakel dit in by nasionale projekte? Want die projek is bietjie stiller in die aktivering en so meer, maar in die media groter. Ja, verseker, die Brugfonds, of soos ons dit ook noem, Bemagtige Kind, is ook 'n projek baie naby aan ons hart, want dit is waar ons 'n bruggie bou vir 'n kind. Tipiese voorbeeld daarvan is dat 'n kind dalk in regtig moeilike omstandighede groot word en ons om half uit daai omstandighede uitneem deur hom in die koshuis te plaas of die befondsing te gee vir koshuis, sodat hy naby by die skool kan wees, daar sy ding kan doen. Dit lig hom net so 'n bietjie uit sy omstandighede uit. Busvervoer wat ons betaal as kinders nie by 'n skool kan kom nie. So dit is regtig 'n baie spesiale projek. Ja, as jy nou dink by die koshuis is 3 etes 'n dag, nê, wat jy net kry en dan ja, jy onderskep net soveel deur hom in daai koshuis of in daai situasie. Ook 'n mooi projek. Goed, so wat is die vooruitsigte? Wat is iets waarna ons kan uitsien vir die volgende maand of so? Daar's te veel om te noem. Weer eens, al die fondsinsamelingsinisiatiewe wat ons hou om juis fondse in te samel vir hierdie tipe projekte. Daar's 'n wynveiling wat ons aanbied. Ons het golfdae wat ons aanbied. Ons is natuurlik besig en dis ook nogal lekker om weer die tassiepak inisiatiewe aan die gang te kry waar elke streek sy eie tassies pak vir die kindertjies. Ja, so daar's regtig baie wat aangaan op die oomblik. Dankie, so as ons wil weet, kan ons ook natuurlik, soos jy gesê het, op ons webtuiste en op sosiale media gaan loer. Dankie Margolay. Goed, daar het ons dit nou, dit is lekker projekte waarby die gemeenskap betrokke kan raak wat Helpende Hand bied. Ons sê altyd, ons grootste hulpbronne is mense, tyd en geld. So as jy een van die kan bydra of hande wil vat met ons, gaan besoek www.helpendehand.co.za. Daar is 'n magdom goed waarby jy betrokke kan raak en soos jy nou gehoor het, 'n magdom projekte waar jy ook 'n verskil in jou gemeenskap kan maak. So, nou is die volgende vraag, wat gebeur in Augustus? En ek gaan vir julle so 4 geleenthede uitwys van wonderlike projekte waarmee ons besig is in hierdie maand van Augustus waarin ons nou is. Nou die heel eerste een is, ons uitvoerende hoof, Hannes Neet, gaan 'n bietjie Oos-Kaap doen. Dit is baie belangrik om dit te doen, om die gemeenskappe te gaan soek, te gaan bedien en te kyk, wat is die boodskap, wat kry mens terug? Mens moet luister wat die behoeftes is in elke gemeenskap en hoe jy welstand kan bevorder in daardie gemeenskap. So daar's 3 geleenthede waar Hannes bietjie gaan in die Oos-Kaap besoek. Die eerste is op die 4de Augustus om 11:00. Dit gaan in Port Elizabeth wees, dan die 5de Augustus om 9:00 die oggend in Graafrenet en dan die 6de Augustus ook 9:00 die oggend by Aliwal Noord. So gaan besoek, gaan na ons webtuiste toe, gaan na ons sosiale media toe. As daar enige navrae is, skakel gerus vir Marlene Bason by 083-501-3166. Ons het natuurlik ons plekke en sentrum, wat ons kleuterskole en naskole is. Nou Derde Poort, net hier so in Pretoria, 4 vanjaar, hulle 10de bestaансjaar. Kan jy dit glo? 10 jaar lank wat by 'n kerk
het ons 'n kleuterskool wat 'n gemeenskap dien. So, asseblief, op die 8 Augustus, moet dit nie misloop nie, dit gaan 'n karnaval wees, dit is die tema. So, die hekke open om 9:00 die oggend, en dis tot 7:00 die aand, tot 5:00 die middag is dit oop. Kom luister na top kunstenaars, soos Charlie van Beeskraal, Tolbos, Elmy Scher, Pieter Strydom, en nog. Kom geniet dit daar saam met ons, daar's kosstalletjies, en die kersie op die koek is. Alles is gratis. Kom besoek ons plek Derde Poort, op die 8 Augustus, kom ondersteun ons, en ondersteun 'n kleuterskool wat 'n verskil maak in 'n gemeenskap. So nou gaan maak ons 'n bietjie 'n draai in sentraal Suid-Afrika. Ons gaan 'n bietjie Bloemfontein toe. Ons gaan op 'n reis Bloemfontein toe. Oudhede, Afrikaner erfenis. Het jy passie daarvoor, dan is hierdie die plek waar jy wil wees. Ons het 'n oudhede veiling wat ons het, wat by Trinity Auction House gebeur in Bloemfontein op die 20ste Oktober om 6:00. Daar is 8 studente wat ons ondersteun, spesifiek deur hierdie een. Ons het nou gepraat van ons studielenings wat ons het, ons studietrust en ons studiefondse. Hierdie oudhede veiling gaan spesifiek om studente die kans te gee om 'n rentevrye studielening te kan kry en eendag 'n positiewe bydrae tot hulle gemeenskap kan maak. So kom besoek ons oudhede veiling by Trinity Auction House 20 Oktober om 6:00 die aand. As jy enige navrae het, skakel vir Kylie Huber by 072 837 6240. So vanjaar is natuurlik die 6de jaar wat ons liefde in gestremdheid konsert wat ons aanbied. Bekendes gaan daar wees. Prop. Ons kyk na Elvis Blue. Ons kyk na baie spesiale goeders wat op die verhoog gaan gebeur, maar kom ons luister eers wat Prop wil sê oor liefde in gestremdheid konsert. Lig staan vir liefde in gestremdheid en hierdie jaar op die 24ste Oktober hou ons die 6de ligkonsert. Wat jy kan sien op die verhoog is ek, Elvis Blue en soos altyd 'n hele paar opwindende betekenisvolle gebeurtenisse. Gaan koop asseblief jou kaartjie nou by ligkonsert.co.za en ons sien ons vir jou daar. Die winste van hierdie konsert gaan spesifiek vir ons studiefonds, vir persone wat gestremdhede het, gaan die geleentheid kan kry om te studeer. Dit is hoekom ons hierdie fondsinsameling hou. So gaan koop nou jou kaartjie by ligkonsert.co.za. So dit is hierdie maand se tyd vir ons Kestel oomblik. En in hierdie Kestel oomblikke kyk ons so 'n bietjie na sommer 'n algemene tema. In hierdie algemene tema gesels ons so 'n bietjie met mekaar oor 'n ding wat ons almal nodig het of so 'n bietjie hoop. En die Kestel oomblik is 'n mens dink aan die groot werk van Vader Kestel, was dit om op sy sagte en sterk karakter mense hoop te gee in die dag tot dag bestaan. En daarom as ons Kestel oomblikke in ons program inbring, dan is dit juis om te sê moenie moed verloor nie, moenie hoop verloor nie. En ek begin sommer vandag in ons eerste Kestel oomblik met daardie onrus wat so in ons woel. Nou rondom ons en onder ons en in ons is daar eintlik baie onrus. Rondom ons sien ons al hierdie wêreld gebeure en dinge waaraan jy eintlik niks kan doen nie. En 'n mens sien reg oor die wêreld is daar gebeurtenisse wat jy wens jy kon beheer, maar jy weet jy kan nie. En onder ons is dit asof ons mense so 'n bietjie versplinter, asof dit ons hoop steel dat ons mense uit mekaar spat, en asof ons mekaar sê, maar hoe kry ons daardie onrus onder ons stil? En dan is daar daardie groot onrus wat so in jou woel, daardie onrus wat in jou besig is. Nou met al hierdie onrus rondom 'n mens en onder ons en in ons, kan 'n mens so maklik praat van 'n hoopdief. Want onrus steel 'n mens se hoop en onrus maak dat jy wonder oor die dag van môre, wat jy wonder of is daar 'n toekoms? Hoe gaan ek vorentoe stap? En dan is daar eintlik maar 'n baie ou geloofsantwoord op hierdie dinge dat ons geleer het wat wanneer hierdie onrus rondom ons is en onder ons is en in ons is, dan moet jy teruggryp na die ou waarheid van om in voorspoed dankbaar te wees en in teëspoed geduldig en altyd die toekoms aan te pak met 'n vaste vertroue op God. En hoekom kan ons dit vir mekaar sê in so 'n Kestel oomblik? Hoekom kan ons bly hoop? Hoekom sê ons by Helpende Hand, ons saai hoop? Want ons weet daar staan 'n troon in die hemel en een sit op die troon. En daarom kan ons sê, jy moet in alle voorspoed dankbaar wees. En ons weet daar staan 'n troon in die hemel en een sit op die troon. Daarom kan jy in alle teëspoed geduldig wees. En ons weet daar staan 'n troon in die hemel en een sit op die troon. Daarom kan jy elke dag met 'n vaste vertroue instap. So dit maak nie saak hoeveel onrus in hierdie wêreld is nie, dit maak nie saak hoeveel onrus onder ons is nie, dit maak nie saak hoeveel onrus vandag in jou woel nie. Ons Kestel oomblik sê vir jou,
Daar staan 'n troon in die hemel en niemand kan dit ooit verander nie. En een sit op daardie troon. En daarom kan jy in alle voorspoed geduldig wees, dankbaar wees, alle teëspoed geduldig, en jy kan elke dag aanpak met 'n vaste vertroue. Moenie dat die dag van môre van jou gesteel word, omdat jy vandag hooploos of hopeloos is nie. Moet jou nie oorgee aan 'n lae gemoed of 'n wanhoopigheid nie. Daar staan 'n troon in die hemel en een sit op die troon, en in daardie een vertrou ons toekoms toe. In jou onrus om jou, in die onrus onder ons en in die onrus in jou wat woel. Daar staan 'n troon in die hemel en een sit op die troon, en daarom bou ons net vorentoe. Baie dankie. Dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het. Besoek gerus helpendehand.co.za en word deel van die verskil saam met Helpende Hand, waar ons glo in welstand deur werksyn. Tot volgende keer.